Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons saam na Markus 9 vers 30 tot 41 en ek titel dit die vernaamste in sy koninkryk. Ons sien dat Jesus dit baie belangrik ag dat sy disippels weet wat gaan met hom binnekort gebeur en hier lees ons, net soos toe hy hulle geleer het in Markus 8 vers 31, dat die seun van die mens sal doodgemaak word, maar die derde dag weer opstaan. Ons lees weer in hoofstuk 10 waar Jesus dit 'n derde keer aan hulle noem en dit vir hulle leer. Jesus sê nie direk dat hy oorgelewer gaan word nie, maar dat die seun van die mens oorgelewer gaan word. Dalk om die disippels te help om te verstaan, spesifiek wat in Daniël ook gesê was en geprofeteer was oor juis die seun van die mens, wat in alle majesteit ontvang sal word. Maar ons sien dat selfs met 'n tweede keer waar Jesus tyd maak om aan hulle te verduidelik wat met hom gaan gebeur, dat hulle dit nog nie verstaan nie, of wou hulle dit net nie aanvaar nie. Net so doen ons dit ook baie met die woord van God. Ons verkry waarhede uit sy woord vir ons lewens, maar is net nie bereid om dit toe te pas en ons eie te maak nie, want dit kan ons onmiddellike situasie heeltemal verander, soos in drasties, en daarom sal ons verby dit kyk en tevrede wees met wat ons tans in ons lewens ondervind. Ons lees dan hoe die disippels met mekaar redeneer het, die hele reis deur Galilea tot in Kapernaum. Vir die wat kinders het, kan sekerlik verstaan hoe dit gegaan agter in die kar. Waarom hulle hierdie redenasie gehad het, weet ons nie, maar hulle het 'n debat gehad oor wie die grootste was. Tog moes hulle geweet het, die een wat die grootste was in hulle midde. Waarom nog redeneer, veral op die rug van die openbaring wat Petrus in hoofstuk 8 gekry het, van Jesus, wie hy is. Hulle het al die tyd gehad om te gesels oor die tweede lering wat Jesus hulle gegee het, oor wat gaan gebeur met die seun van die mens, maar hulle redeneer oor wie die grootste is. Die ander evangelies verwys na wie die grootste in die koninkryk was. Kon dit dalk wees dat hulle wou weet wie die stuur of die leiersels by Jesus gaan oorneem, sou hy doodgemaak word? Wel, die feit dat hulle stil gebly het, vertel ons dat hulle skaam was oor dit wat hulle oor geredeneer het, spesifiek toe Jesus hulle gevra het. Dan sien ons maar net weer een van die pragtigste eienskappe van ons verlosser Jesus Christus, sy lankmoedigheid en geduld. Reg deur die Nuwe Testament is die sentrale tema van die evangelie en die optrede van Jesus juis sy geduld, wat sy goddelike natuur en sy rol as die goeie herder weerspieël. Jesus gebruik juis hierdie geduld om hulle te leer, waar ons sien hy gaan sit soos 'n leermeester en leer hulle 'n koninkryksbeginsel, juis die teenoorgestelde van wat die wêreld ons leer. As jy eerste wil wees, moet jy laaste wees en ook die dienaar wees van almal. Nou kom ons kou 'n bietjie aan hierdie ene. As mens het ons hierdie ingeboude dryf om erken te word, veral deur mense in die gemeenskap, maar in God se koninkryk werk dit andersom. Dit is so belangrik dat ons klaar maak van wat die wêreld te sê het van ons, maar wat God van ons verwag en eendag van ons sal sê. Jesus neem dan 'n klein kindjie om dit te verduidelik. Nou hierdie is belangrik om te verstaan, want hoe kinders in daardie tyd gesien was, is heeltemal anders as wat ons westerse kultuur kinders vandag sien. Ons sien kinders vandag is onskuldig, weerbaar, eg en sag, maar in die kultuur van die dag toe Jesus hierdie klein kindjie nader trek en sy arms om hom sit, sien ons dat die kinders in daardie tyd 'n onbeduidende rol het en hulle het geen sosiale status gehad nie. En dit is wat Jesus juis vir hulle wou leer, dat ons soos die kinders moet wees, wat nie status soek of sosiale aanvaarding nie, maar nog steeds sal dien en gehoorsaam wees. Ons lees dan in vers 38 tot 40 waar Johannes sê dat hulle iemand gesien het wat duiwels uitgedryf het in Jesus se naam, en hulle het gesê dat hy dit nie mag doen nie, want hulle is nie een van hulle nie. Praat van vol wees van jouself. Die geheue was kort van die disippels wat daar was toe Jesus 70 ander uitgestuur het, om juist dit te doen wat hulle sien. En Jesus leer hulle nog 'n les, dat dit wat om ons gebeur, nie hoef te wees soos wat ons dit verstaan en sien nie, of mag net so wees soos wat ons as 'n gemeente dit doen, of sekere dinge doen wat die woord sê.
Solank die evangelie verkondig word met dit, moet dit nie belet of gestop word nie. En dan sluit Jesus af met vers 41, waar hy sê, dat selfs as iemand in sy naam aan hulle 'n glas water gee, of 'n beker water, dat die persoon sy loon nie sal verloor nie. Mag ek en jy gehoorsaam wees om met geduld te wag vir deurbraak in ons lewens. Doen wat ons hand vind om te doen, selfs al voel dit soveel kleiner as wat 'n Billy Graham kon gebruik het in sy leeftyd. Vir God gaan dit oor die bereidheid om die evangelie te verkondig, al moet ons self of selfs net die water aandra vir 'n Billy Graham van hierdie wêreld. Paulus moedig ons aan om juis die volmaakte voorbeeld van Jesus te volg as 'n dienende leier in Filippense 2 vers 1 tot 11. Mag ons die en ander koninkryk-beginsels vandag verstaan. En mag ons ook gee in plaas van neem, die minste wees in plaas van die grootste, die laaste sal wees in plaas van die eerste. Dankie Jesus dat U 'n gehoorsame dienaar was. Mag dieselfde Gees in my en elkeen wat vanoggend hierdie gedeelte lees wees, om ander te dien en om myself nie hoog te ag nie. Mooi dag vir julle.